Geliefdes, sê vir my broer baie dankie. Ek wil vanmôre kom groet aan ons nasionale opsiener, Pastor Olifant in ons midde. Ek groet vanmôre aan die apostelmoeder. Die apostelmoeder is daar agter, geliefdes. Groet volgende aan die kerkraad, aan die gemeente. Ek groet aan die Sondagskool, die jong mense en die besoekers. Ek is vanmôre bevoorrecht dat ek hier kan staan, dat ek vandag die woord van die Here kan bedien. Ek sê vir die nasionale opsiener baie dankie vir die geleentheid wat ek het om die woord van die Here te kan bedien. Geliefdes, soms wanneer ons mos agter die woord staan, dan praat ons soms goed, wat nie strook met die kerkse beleid, wat nie strook met die kerkse kerkleerstellige beginsels nie. En dan moet die nasionale opsiener moet die pans vat as ek die verkeerde ding sê. En dis hoekom ek sê, dis om my voorreg. Want as ouderling verdien ek het om te staan. Ek het 'n geleentheid. En omdat ek die geleentheid kry om ook die woord van die Here te bedien, het ek vir myself gesê dat ek moeite sal moet maak. Moeite moet maak. Halleluja. Iemand hier kom staan, maak moeite met die woord. Laat die woord soos brood word. Jeremia het ons voordat hy gaan preek en profeteer, moes hy eers 'n boek eet. Jeremia sê hy sien 'n boekrol wat hy eet en die boek word soet in sy ingewande. Kom ons eet die boek. John Wesley het gesê, maak my 'n man van een boek. Kom ons vergeet die boeke. Ons vat die boek. Dit is die kompas vir die lewe. Dit is die rigtinggewer vir die lewe. Die boek. Weet jy, as ons al die ander boeke wegskuif, kan ons daai boek amper lees binne in 'n maand. Maar ons het so baie ander boeke wat ons by lees. Kom ons lees die boek. Voordat ek na my teks toe gaan, geliefdes, ek wil ook net vanoggend vir ons diakens kom gelukwens met 'n aanstelling. Ek sê vir u baie dankie dat u bereidwillig gestel het om die kerk te kom dien. Ons sê vir u baie dankie. Ja, u is nou 'n ander posisie nou. En kom ons probeer my beste daarvoor te maak. Ek wil vir die gemeente sê, geliefdes, dat die nasionale opsiener het nie foutlose mense aangestel. Hy het nie volmaakte mense aangestel. Die nasionale leier het gewillige mense aangestel. Mense wat hulle gewillige ag het om in die akker van die Here te staan. En as hulle ontspoor langs die pad, het die nasionale opsiener nog steeds nie 'n fout gemaak nie. As hulle ontspoor, maak hulle die fout. Deur hulle aan te stel, het die opsiener nie 'n fout. Jy weet mos wat gebeur het as die diaken Olifant nou ontspoor, as sê die mense, ek het mos gesê, ek kan nie verstaan dat pastoor daai man, hy het ontspoor. Die nasionale opsiener het 'n regte besluit geneem. So ek wil net vir u vra, kom ons vat ons gewig en dan staan ons vierkantig agter. Halleluja. Vierkantig, geliefdes, agter. Mag die Here seën. Geliefdes, weet jy wat? Weet jy, as ons in die oggend in die kerk kom en die diens begin, dan vra die diensleier altyd, ons moet eers saam bid.
Het jy al gewonder hoekom moet ons eers saam bid? As om die koppie leeg te maak, as om die beker leeg te maak, sodat die beker met die woord van God gevul kan word. Hoekom ons so uitgaan en dieselfde is, ons wil die woord in 'n vol koppie gooi. Ons wil die woord in 'n vol koppie sit en dan kan die woord nie passie, want die koppie is alreeds te vol. Kom ek vra vir u, maak seker u koppie is nou leeg. Dat die woord van die Here kan vul. Let us empty our hearts. Let us empty our minds, so that the word of God can fill the very minds and the hearts of the listeners. As ek reg, as is saam. Het die leeg gemaak, want ons moet nou insit. Ons het 'n lang week voor. Ons weet nie wat kan gebeur vanmiddag nie. Dan moet die woord daar is, om ons te kan lei, om ons te help, om ons op te tel, om ons te inspireer en te motiveer. Dan moet die woord daar is om ons rigting te gee. Ons weet nie wat kan gebeur nie. Ons het net die woord nodig op hierdie pad. Geen ander boek. Los die boek. Vat die een boek. Ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor ons gebed. Hoe oppervlakkig of hoe diep en intens ons gebed soms kan wees. En wat is die verskil tussen 'n oppervlakkige gebed en 'n diep en 'n intense gebed? Ek praat van 'n oppervlakkige gebed en 'n diep en 'n intense gebed. En hierdie verhaal is opgeteken in 1 Samuel 1 vanaf vers 9. Ons gaan tot vers 19 gaan ons lees. Baie dankie. 1 Samuel 1 vers 9. Hanna lê 'n gelofte af. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan, terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkosyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer, en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaardelik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my U dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee, en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Vers 12. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stik na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar: Hoe lank wil jy dronk bly? Word eers nigter. Maar Hanna het geantwoord: Nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep teleurgedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli: Wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê: Mag dit vir my wees soos U sê. Sy het toe geloop en gaan eet, en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende môre het Elkanah vroeg opgestaan, die Here aanbid en terug huis toe gegaan. Mag die Here seën. Amen, geliefdes. Geliefdes, 'n mens kry 'n gebed en dan kry 'n mens 'n diep, intense gebed.
'n gebed wat jy met jou wese bid. Jy kry 'n gebed wat 'n mens met jou tong en jou lippe bid. Maar dan kry jy mense gebed wat jy met jou hele wese, met jou hele gees bid. Nou geliefdes, as ek na die nasionale opsiener kyk, dan sien ek 'n chef wat baie goed kan kook en baie goed kan kos voorberei en vir mense kan bedien. En as ek nou veel hoor oor die boodskap wat pastoor nou gister gepreek het, hoor ek daar was goed gekook en lekker kos voorberei. Maar sommige kere is dit so dat wanneer ons eet, dan kry ons nog 'n bietjie goormag nou en dan. Maar dit het niks met die chef te doen nie. Dit het niks met die kos te doen nie. Dit het te doen met my konstitusie, met my te doen, met my liggaam te doen. So wanneer ons na die woord van die Here luister, hoekom die woord van die Here nie by ons ingaan nie? Hoekom die woord van die Here nie by ons bly nie? Hoekom die woord van die Here nie deel van ons word nie? Wanneer ons na die woord van die Here luister, as ons klaar geluister het, dan gee ons nie kans dat die woord van die Here integreer in die liggaam nie. Wanneer ons gaan eet, as jy nou gaan sit en jy eet, as jy klaar geëet het en jy staan op en jy gaan swem, of jy gaan hardloop, of jy gaan siek word, jy moet tyd gee dat die kos in die liggaam kan verteer. Want wanneer die kos verteer, dan kom die dindarm in aksie. Die kos word verteer in die maag, dan gaan dit na die dindarm, in die dindarm word al die nutriënts uitgehaal, die voedingsstowwe word uitgehaal en dit word in die bloed gemeng en dit word in die liggaam ingestuur. So hierdie proses moet 'n mens kans gee voor. Maar wanneer ons die woord van God luister en ons gaan uit, dan is ons onmiddellik op ons eie. Dan doen ons onmiddellik ander goed en ons vergeet die woord. Ons maak nie tyd dat die woord van God integreer in ons wese nie. Geliefdes, kom ek noem dit vir die so. Ek is 'n Tai Chi en 'n Qigong practitioner. So ek het energy practices wat ek elke dag doen. Of jy dit nou 20 minute doen, pastoor, of jy dit nou 3 ure doen, mag nie saak. As jy klaar dit gedoen het, dan moet jy kans gee. Laat die energie in die liggaam kan integreer. Laat die energie wat jy gebou het, dat dit binne in die spirit body opgeneem word en gedistribueer word, dat dit in die organe kan ingaan, dat dit in die bloedselle kan ingaan. Jy moet dit daarvoor maak. Jy kan kom, ek kan jy 'n practice gee van 20 minute, dan kan jy dit elke dag gaan doen. As jy dag oefen, dan gaan sit jy en eet jy 'n goed gekoue borrelkos. Na 3 maande lyk jy presies dieselfde. Verstaan jy wat ek bedoel? Hoor jy van toe ek gaan? Ek gaan na die feit toe dat ons luister na die woord van God. Maar ons maak nie tyd om dit te mediteer nie. Ons maak nie tyd om die woord te gaan oordink nie. Ons maak nie tyd om dat die Here dat die woord binne in ons wese, binne in ons geestelike liggaam opgeneem word nie. Dan verstaan ek nie. Maar ek gaan dan en ek gaan met die beste bedoelingen gaan ek kerk doen. Ek gaan sit en luister met die beste bedoelingen. My begeerte is om te verander, pastoor. My begeerte is om 'n betere mens te word. My begeerte is, ek wil graag vir u reg trots laat voel. Ek probeer. Maar waar lê die fout dat ek dit nie kan reg kry nie? Ek gee nie tyd dat die voor
in my liggaam, in my spirit body, ek moet tyd gee, die woord van die Here moet opgeneem word. Nou ons sit daar is 5 state wat 'n mens het, of frequencies. Jy kry die alpha state, of die alpha frequency. Dan kry jy die beta, dan kry jy die delta, dan kry jy die theta, en dan kry jy die gamma. Dis hoekom dit so goed is, om in die oggend, as jy jou oë oopmaak, om die naam van die Here jou God aan te roep. Weet jy hoekom? Want dan operate jy in die alpha state. Wanneer jy in die alpha state operate, dan is jy relaxed. Jy is ontspanne. Wanneer jy in die alpha state is, dan is jou spirit body oop. Dan kan jy invoke. Nou kan jy met die Here praat. Jy kan vra vir genesing. Jy kan vir enige iets vra. Dit moet net in die oggend, so vroeg as moontlik as jy wakker word, want dan is jou liggaam in die state. En dit is in die staat, geliefdes, wat wonders kan gebeur. Maar jy weet, manne soos Apostel Olifantele, het ons hierdie ding lank gepraktis. So met die gevolg is vir hom om 'n alpha state te bereik, hy hoef nie te wag in die oggend nie. Hy kan so staan, dan gaan hy onmiddellik in 'n altered state of consciousness, onmiddellik gaan hy oor in die alpha state. Onmiddellik ontspan sy gees. En dan kan hy iemand die hande op lê, dan kan daar genesing kom, dan kan daar verandering kom, dan kan daar verbetering kom, want hy dit al lank gepraktis. Nou wonder ek Hanna. Dis nie die eerste keer wat Hanna na die tempel toe gegaan het. Ons gaan ons 'n eerste keer in 'n tyd van nood, en 'n tyd wanneer ek nou regtig met my rug teen die muur voel, dan gaan ons mos. En dan verwag ons moet in 'n alpha staat kom, dat ons nou kan connect met God. Ons sal nie kan nie. Hierdie ding moet gepraktis word. Hierdie ding moet geoefen word. Om na die tempel toe te gaan, moet later geïntegreerde deel van my lewe word. Om op my knieë te gaan, moet 'n geïntegreerde deel van my lewe word. Hanna het nie daar oggend pastoor Olifant vir die eerste keer gegaan nie. Is nie vir die eerste keer nie. Hanna was, of kom ek noem het so, dat God het so van Hanna geweet, dat sy hoef nie eens gepraat het nie. Sy kon maar net geprevel het. Sy kon maar net gekniel het. Sy kon maar net gestrompel het. Sy kon maar net in die tempel gewees het. God het van Hanna geweet. Hanna hoef nie te kom en sê, o God, hier is ek hier. As Hanna aankom, God weet van Hanna. Geliefdes, kom ek vra, wanneer ek en u voor God se aangesig kom, sien hy my vir die eerste keer, of weet hy van my? Ek vra weer, wanneer ek en u voor God kom kniel, en hy kyk op my knieë, sien hy my nie miskien vir die eerste keer nie. As gelowige moet God my nooit vir die eerste keer sien nie. As gelowige moet God my ken as 'n man op my knieë.
Hanna brevel my net. Hanna is in 'n altered state of consciousness. Sy is in 'n verander staat van bewustheid. Hanna is nie meer bewus van wat rondom haar aangaan nie. Weet jy wat? As 'n kind voor Hanna verbygeloop het, sou Hanna nie eens geweet het nie. As 'n man so oor Hanna gedreig, sou Hanna nie eens geweet het nie. Want Hanna was in 'n altered state of consciousness. Haar bewustheid was op 'n ander level, op 'n ander vlak, nie op die aarde nie. Hanna was hoog geconnect, so geconnect, dat dit wat rondom haar aangaan, het nie saak gemaak nie. Ek dink toe Hanna by die tempel instap, toe sê sy nog vir Eli môre, maar later toe weet sy nie eens van Eli meer daar nie. Toe was Hanna in 'n diep staat van bewustheid. Die Bybel sê, toe Hanna klaar gebid het en Eli met haar gespreek het, toe sy huis toe gaan, toe sy gesig anders. Toe die bedruktheid weg. Maar die gebed is nog nie beantwoord nie. Hanna het nog nie, toe Hanna by die tempel uitgaan, geliefdes, die kind wat sy kon vra het nie saam met haar uitgegaan. Maar Hanna sy gesig het laat verander. Van Hanna was hy net 'n gewone tempelloper nie. Hanna het geweet wat soek sy in die tempel. Hanna het net uit gewoonte na die tempel toe gegaan. Sy het geweet wat sy wil hê. Toe jy vanoggend na die tempel opkom, weet jy wat jy wil hê. As die hart oop genoeg om te ontvang wat jy wil hê, of het jy maar net gekom as 'n gewone tempelloper om te kom kyk, hoe kry die ander mense? Het jy nie ook 'n begeerte nie? Het jy nie ook 'n droom nie? Het jy nie ook 'n passie nie? Is daar nie iets wat jy jaag nie? Is daar nie iets wat jy hinder? Is daar nie iets wat jy kom ons verander ons ingesteldheid wanneer ons na die tempel toe kom. Ek weet die mense sê, maar God woon nie in 'n tempel wat met 'n hande ek weet hulle sê so. Ek weet hulle sê so. Nou kom ek verander dit, dan sê ek, daar waar die gelowiges by mekaar kom, as ons die kant toe gaan, kom ons gaan met die nodige respek, met die nodige afwagting, kom ons gaan met die nodige begeerte, met die drome, kom ons gaan. Ons kan nie net kom. Ons kan nie net kom. Geliefdes, ons mag nie dood wees nie. Pastoor, ons mag nie bewusteloos. Weet jy wat is bewusteloos? Bewusteloos beteken, jy weet nie wat rondom jou aangaan. Sien jy hierdie kind wat hier sit? Wat hier slaap? Daai kind is bewusteloos. As dit kom by die dinge van die Here, by die kerk nou, daai kind is bewusteloos. Want daai kind is nie bewus van wat hier aangaan. Laat ons nie in 'n bewustelose staat in die huis van die Here sit. Bewusteloos. Ons is nie bewus van God en sy teenwoordigheid nie. Maar toe Hanna opgaan na die tempel en sy geweet wie wag daar. Toe Hanna opgaan na die tempel toe, het sy geweet wie wag vir haar daar.
die kruks van die saak is, Anna bid baie intens. Anna sê self, ek het my hart voor die Here uitgestort. Anna kom en sy maak haar leeg voor God. Ek dink aan Jesus Christus, aan die tuin van Getsemane. Die mense in hom neem oor. Hy sien die kruis. Hy word bang. Hy gaan met 'n intense gebed, 'n diep gebed. Geliefdes, nie op, want die was 'n saak van lewe en dood. Ons kan nie die ding nog met oppervlakkigheid benader nie. Jesus homself binne in die tyd. Maar ek het hulp nodig, hulp van bo. Ek het 'n hoër hand in my lewe nodig. Ek het 'n groter teenwoordigheid oor my lewe nodig. Met my liggaam soos ek hier staan, I will never make it. Sy gebed is so intens, dat sy sweet verander in bloed. Hoe intens moet 'n mens nie bid nie? Hier is iemand wat sy gees, wat sy hart oopbreek voor God. Dan soms dink ons kan prewe soos Hanna prewe. Maar geliefdes, Hanna het met haar lippe geprewe, maar haar hart het 'n diep ding gesê. Haar hart het met God gepraat. Sy het opreg gekom. Sy het gekom soos wat sy is. Weet jy wat? Die ding wat vir Hanna geplaat, sy het die doekies omgedraai nie. Sy het die ding voor God mooi gemaak en hom gepolis nie. Nee, Hanna het hom sommer so na God toe gebring. Sommer so. Ons bid mos so. Ons bid mos so. Hemelse Vader, wil U tog nie asseblief my koskaste seën nie en my finansies seën nie. Hanna sou nie so gebid het nie. Hanna sou gesê het, Here, my man en my kinders het nie vandag kos as hulle uit die werk en van die skool af moet kom. U sal vir my moed voorsien. Hanna sou gesê het, die televisie was nie betaal nie. Ons kon nog nie soos 'n tiendes gee nie. Here, U sal moed voor. Hanna sou uit haar hart uit gebid het. Pastor Olifant, ons het dan nie meer getuienisse. Die bekeerkerkse mense het dan nie meer getuienisse soos Hanna. Geliefdes, ek praat nou nie van 'n koppie suiker gekry hierso. Toe kom getuig, toe sê ek, regtig, toe ek opstaan, toe ek in die blik kyk, toe kom die man net langs, toe gee my maar R2, om my R2 seker met die koelies. Nee, ek praat van 'n kind. Ek praat van 'n skoot wat toegesluit is deur God self. En 'n skoot wat deur middel van 'n gebed, 'n intense gebed, deur God oopgesluit word. God wil miskien oopsluit in ons lewe. Hy wag vir daai gebed. God sal nie sien. God sal by jou omkom. Hy wag vir daai gebed. God wag
deelbid nie. Ek sê nie, jy moet gaan deelbid nie. Ek sê, ek praat van intens. Ek praat van hart uitstort. Ek praat van oorgee. Ek praat van, Here, hier is ek. Dis net ek. En ek praat daarvan. Ek lees van 'n vrou wat toe sy in geloof tot God gekom het sy altyd gevoel, maar sy mis iets in die Christelike lewe. Sy het altyd so gevoel. Sy het altyd gevoel, maar ek is daar, maar ek is nog nie daar nie. Ek het die gees, maar ek het hom nog nie. En sy het gesê, sy sê vir haar man en haar kinders, ek gaan in afsondering vir die naweek. Maar julle moet maak nie saak wat julle hoor nie. Maak nie saak wat julle sien nie. Julle ben nie die dokter nie. Julle vat my nie hospitaal nie. Julle maak niks. Julle los nie. Die vrou sê, sy gaan. Of die dokters skryf ek die artikel uit. En dan gaan op bekree. En dan begin om te kree. Dan begin om te kree. Weet mos hy, ek moet hy kree. En sy kroon vir die hele naweek. Dit was so intens dat die pa later sê, maar ons sal maar moet nie maar ons moet fantastisch voelt. En toe die naweek ons, toe breek sy weer. Toe breek sy weer. En toe sy uitkom, toe lyk sy anders. Toe lyk sy anders. Toe loop sy nie eens meer dieselfde. Sy praat nie dieselfde. Haar gelaat tot haar liggaam is nie meer dieselfde nie. 'n vrou wat alles oorgegee. Geliefdes, gebed is een van die spiritual practices van die kerk. Is een van die spiritual practices van die gelowiges. En dis 'n practice wat baie ernstig opgeneem word. Dis 'n ding wat ons nie ligtelik hoef te vat. Het jy gesien? Nee, maar jy was ons op die dag. Het jy gesien? Ek was ons ook al ongeloofig, dus ek ook al by die poort op. Heb jy gesien dat hulle optree? Het jy gesien wat maak hulle? Hulle spoeg, dan drink hulle, dan blaas hulle, dan slaan hulle, dan skree hulle, dan verstaan jy wat ek sê? Hierdie mense sit hulle se hart in die ding. Hoe kan ons nie ook ons hart en ons spiritual practice insin? Heb jy al gesien as Pastor Olifant preek? Heb jy al gesien? Dan gaan hy so oor. Dan gaan hy so, hy gaan oor. Ek wil het weer vandag noem. Jare gelede gedoen ons 'n begrafnis in Olifantshoek. En 2 mense getuig terwyl Apostel Olifant preek. Sy preek is so intens, dat toe hulle weer kyk, toe sien hulle, maar sy gelaat het verander. Nie net sy gelaat nie, hy het van gedaante
het hy verander. Hy het net 'n pille of light geword. Hy het net 'n stuk lig geword. Weet jy hoekom? Dis daai mense wat hierdie spiritual practices, as hulle dit benader, they put their heart and they put their soul in it. Hulle sit hulle se hart, hulle sit hulle se siel binne in dit. Hoekom lyk die sataniste kragtiger as ons? Hulle is siel. Weet jy hoekom? Hulle sit hulle se hart en hulle se siel binne in hulle se practice. Wat maak ons? Geen wapen wat in jou is, vorm is sal nie. So nou kan ek maar maak wat ek wil, miskien met die wapens gaan nie. Ek kan maar maak wat ek wil. Ek het mos nog geen verantwoordelikheid vir my eie spiritualiteit. Net God moet nou maar hier, hy moet nou pas. Hy moet nou soos 'n klein boetjie hier agter my loop en net seker maak my goed is heeltyd reg en so en so. Ek hoef niks te doen. Nee. Hoe sê die mense wat by die gym is? No pain, no gain. Gaan sit jy neer in die land. Dan sê jy vir jouself, vanavond is het die aand. Vanavond moet het die aand wees. Dat kan nie met de handen as iemand, dan ek kan ook. Hoe is dit dan net handen? En ek is dan nog vergeet van God. Nee, God het nie vergeet. God wag vir u. Hy wag vir u by die altaar. Hy wag vir u op die knieën. Hy wag op 'n regte gebed. Hy wag 'n gebed wat uit die hart uitkom. Dan gee God vir ons soos wat hy vir haar gegee het. As hy gereed daarvoor. As hy reed daarvoor. Ek wil vir die vra sê huis toe gaan. Gaan los eers van alles. Gaan rus in die kind. Laat die woord ingreer in die hele spirit. As jy vanavond gaan bid, as jy klaar gaan bid, gaan in 'n meditative state en wag vir God. Moet jy net klaar amen sê, jy moet slap nie neer, wag 'n bietjie vir God. Mag dit, mag net 'n bietjie tyd. Mag net 'n bietjie tyd. O, geliefdes, ons is maar so. Ons kan so met God praat, die hele dag. Maar ons gee nooit eens vir hom die kans om met ons te praat. Mag dit aan met God en die lewe sal nooit weer dieselfde wees. Maar God is seën en sy woord in die aankoms. Amen. Geliefdes, is so groot in die naam van die Here. Ons hoofoudering, ons apostelmoeder, al ons werkers hier teenwoordig, die kerk van die Here, van Arizona School tot die bidmoeders, die so groot elke besoeker in die naam van die Here. Geliefdes, die hoofoudering het vanmôre 'n woord gebedien wat ek met my hele hart bid. U vat dit. Ongeag of jy nou 'n sondaar is of die heiligste is. Almal in hierdie plek het hy resep nodig. Die belangrikheid van gebed. Geliefdes, as u net gereeld kan bid, dis waar jou vlees doodgemaak word. Dis waar die sonde doodgebid word. Dis waar jou gees wakker word. Dis waar jy jou eerste leer ontwikkel vir die sonde. Dis waar God jou krag gee.
maar alles hang van wat jy van iets dink. Geliefdes, ek weet nie hoe gereeld bid u, of wat is die houding van gebed nie. Maar kom ek vertel u van my persoonlik. Geliefdes, daar is 'n paar favorite plekke van my, of dinge van die Here wat ek geniet. Die beste ene vir my is gebed. Ek geniet gebed beter as kerk. Van hier moet ek beïndruk. Hier moet ek my woorde agter mekaar kry. Hier moet ek so klop goede, maar in gebed kan ek net myself wees. Gebed hoef nie bekommerd te wees, hoe sê ek het nie. Van die God wat ek nader die pottebakker, die plek wat my reg maak. Ek nader die enigste persoon wat my beter ken as myself, wat my hart deursoek, wat my geheime sonde ken, wat ek naartoe kan kom met alle eerlikheid. Ek nader die Here beter as wat ek my vrou nader. Ek nader God beter as wat ek my beste vriend nader. Gelukkig as ek die kar vat om te kom bid, ek kry sulke koue rillings. Ek raak excited. As ek die deur oopsluit en ek nader die vloer, dis die beste gevoel. Daar's daar wat ek nie hoef te praat nie, van die God wat ek aanbid, wat ek voorlê, deursoek my gedagtes. Maar dis omdat ons niks dink van God. Een ding van Hanna, sy het geweet die antwoord lê by God. Nie by een nie. Die antwoord lê by God. Maar ons soek 'n Bushiri. Ons soek 'n Zondo. Ons soek 'n TD Jakes. Ons sê, hier is weer verlossing van Apostel Olifant is weg. Hier is mense wat sê, sy bekering is weg, want Apostel is weg, maar Hanna het nie skepsels te soek nie. Sy het gegaan na die skepper. Sy het geweet, die antwoord is by God in my gebed. As jy jouself wil vind, vind jy jouself by die voete van die Here. Daar lê antwoorde, daar lê krag, daar lê vrede, daar lê rigting, daar lê vreugde, daar lê vrede maak, daar lê vergifnis, daar lê verdraagsaamheid, daar lê oorwinning, net by gebed. Geen gratis. En weet jy, die hoofdouder het my heel deur mekaar gemaak. Ja, hey. My kop staan heeltemal verkeerd nog. Vra maar die musikante, weet jy moet so hard speel, want jy speel vir mense wat jy bid nie. Ons wil maar nie brand kom speel. Maar as jou gebedslewe reg is, het 'n probleem met ons wat die sê,
Nee, die daar van apostel is 2 draai na die Heilige Gees. Hy kan nie val nie van ons bid nie. Ons moet die sonde wegbreek. En die belangrikheid van gebed in ons vos, sodat God se Gees kan vaardig word. Ek wonder wat sy range daarna gehad. Sê die Bybel. Sy was net 'n vrou. Daai het sy Jonah te skool gegaan, vir al die vrouens, hy was verbied. Anna het die A van die B geken. So die ding lê nie eens in geleerdheid. Geliefdes, kom ons kry die belangrikheid van gebed. Asseblief. Iemand wil voor die aangesig van die Here staan. Ons bid nie dat die Here vanmôre u gebed moet antwoord nie. Dat die Here jou 'n liefde moet gee vir gebed, sodat jy self vir jou probleme kan bid. Dat die Here jou gebed kan verantwoord. Dat jy die passie kry vir elke dag voor die Here en bid. Intense bid. Intieme gebed. Nie 'n beïndruk gebed. Intieme, eerlike, opregte gebed. Iemand wil sorteer onder hierdie gebed, jy kan staan en ons bid vir u.